'n veewagter toe God en hom verskyn op die berg Horeb. 'n stem met die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isak, God van... Hallo my liewe mens. Ja, Ben en Francis en jy en die Heilige Gees, want hy sê ek is die skaduwee langs jou, en ek hoop die Heilige Gees is in ons. Ek het uitgevind, baie Christen mense is goeie kerksmense, maar die Heilige Gees is nog nie in ons nie. Ons moet nog die duiwel weerstaan. Dit is vir my belangrik om altyd te begin om te sê, Ben en Francis Loubser, want ons is een. En of ek nou hier is en sy nie in die ateljee is nie, is ons nog een. En ek trek my skoene uit, want die grond waarop ons sit en staan is heilig. Is my altyd interessant, hoe begin ouens hulle gesprek by die braambos, of op die kansel, of voor 'n gehoor mense. Ek hou daarvan om altyd te sê, my naam is Ben Loubser. Want as 'n mens, ek vir my iets stuur, en die ou begin vir my preek, geniet ek dit, maar as hy binne 2 minute nie gesê het wat sy naam is nie, dan delete ek hom, want ek kan nie na enige ou luister nie. Ek moet weet na wie ek luister. Dan weet ek, waarvoor moet ek pas op? Hoe moet ek die duiwel weerstaan? Daarom sê ek altyd, die Heilige Gees vra vir my 'n vraag vanmôre, en ek moet hierdie vraag herhaal vir jou. Ek en jy het 'n beplande rigting vir ons lewe. Dit is 'n beplande rigting van ons lewe. En jy kry seisoene, seisoen 1, seisoen 2, en die vraag vanmôre vir my en vir jou is, jou volgende stap nader aan God. Wat is daai stap? Wat is daai stap na die volgende nader aan God? Ons almal was kinders. Meeste van ons het kinders. Party van ons het agterkleinkinders, het kleinkinders, en party het agterkleinkinders. En omdat my kinders vir my van kardinale belang is, ek verskriklik lief is vir my kinders, en dank die Here hulle vir my. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is jou lewensmaat. En jou kinders, en jou kleinkinders, en jou agterkleinkinders. Dan is daar baie ander wat jy moet lief hê. Tot jou vyande, ek hoop hulle is 'n bietjie laag. Ek en jy het stap 1, as jy hier sit en jy luister hierna, het stap 1 klaar gedoen, die eerste seisoen. Ek het die Here my God lief met my hele hart, my hele siel en my hele verstand. Anders sou ek nie hier gewees het nie. En as jy die eerste keer hier is, wil ek vra, bly bietjie langer, luister bietjie verder, stuur dit bietjie aan vir die ouens om jou, die ouens wat nie die Here dien nie, of nie kerk toe gaan nie, en die ander. Ek wil jou vra vanmôre, daai stap, ek het die Here God lief met my hele hart, siel en verstand. Kom ons wees bietjie eerlik daaroor. Het jy God al regtig lief? Meer as hulle hier, vra Jesus vir Petrus. Het jy my waarlik lief? Ja, Here, U weet ek het U lief. Pas my skaap op. My vrou, in my geval, jou geval is dit dalk jou man,
jou kinders, jou kleinkinders, jou agterkleinkinders, jou naaste, jou familie. Pas hulle op. Laat my lammers wy. As ek nou so lief is vir my kinders, toe hulle klein was, het ek hulle van kleins af geleer die waardes in die lewe. Die lewe het sekere waardes en iemand moet dit vir jou kinders vertel. Jy moet goeie maniere hê. Hulle gaan nie goeie maniere hê as jy hulle nie vertel nie. Jy moet ordentlik wees. Jy moet dit vir hulle leer. Jy moet hulle partykeer stig as hulle van die pad af gaan. So 'n bietjie 'n klappie na links of 'n klappie na regs om hulle weer op die pad te kry. En nou sê die woord van God in 1 Korintiërs 3 vers 2. Praat God nou met ons vanmôre. En hy vra vir my en vir jou, watter seisoen is jy al op pad na Christus toe? Watter seisoen is jy nou in? En ek dink dit is iets wat elke mens behoort te weet. Of jy nou 'n Christen is of nie, en of jy 'n wedergebore kind van God is of nie, en of watter seisoen is ek in? En jy gaan kyk na die seisoene. Die eerste een is jy moet die Here jou God lief hê. Is ek al daar? As jy iemand lief het, is jy in 'n verhouding met hom. Dit kan 'n vriendskapsverhouding wees, dit kan 'n liefdesverhouding wees, dit kan 'n kind-ouer verhouding wees, dit kan ook 'n mens-God verhouding wees. Dis die belangrikste. As jy vanmôre vir my sê, Ben, ek het God lief met my hele hart, siel en verstand. Die eerste vraag wat ek jou gaan vra is jy in verhouding met God? Of is God iets, of ja, ek wil amper sê iets, in 'n boek, wat jy uithaal en afstof, en so af en toe deurblaai, en, jene, maar hierdie vers en hierdie vers praat nie met mekaar, praat teenoor mekaar, maar ek ken nie die konteks nie, nee, ek gaan hom nie verder lees nie, want ek ken nie die konteks nie, ek wil ook nie weet wat die konteks is nie. Het jy en ek al 'n verhouding met God? Ja, ek het 'n verhouding met God. Tweede stap, tweede seisoen, tweede deel. Baie mense sê vir my, maar ek wil na die volgende vlak van aanbidding toe gaan. Klink so mooi, dit klink so romanties, maar elke vlak het sy eie uitdagings. Eers moet jy God leer ken. Jy moet hom aanvaar. Jy moet hom leer lief kry, omdat hy jou eerste lief gehad het. Jy moet gaan kyk wat sy beloftes is. Jy moet ook gaan kyk wat sy waarskuwings is, voor jy kan sê, ek het 'n verhouding met God. Jy gaan dit alles net in die geskrewe woord van God, die Bybel, kry. Dan moet jy na die volgende stap toe gaan. God gaan vir my vra, so seker as want dit is in die woord van God, hy sê, wat het jy gemaak met die vrou wat ek in jou hande gegee het? Wat het jy gemaak met die vrou wat God in jou hande gegee het? Wat het jy gemaak met die man wat God in jou hande gegee het? Ons het groot geword, net mans slaap rond, net mans het buite egtelike verhoudings, net mans suip, net mans gebruik drugs, net mans is sleg. Toe nie. Vrouens is net so skuldig. Hulle doen al hierdie goed. Ek kry maklike oproep 10:00 aan. Pastoor, ek kan nie gaan slaap nie. Hoekom nie? My vrou wil my met 'n skêr steek. Hoekom? Sy is dronk. 2 sit in my studeerkamer. Ek sê, hoekom is julle hier? Hy drink, dan slaan hy my. Ek sê, is jy simpel? Kom drink en slaan jy jou vrou. Hy sê, sy suip, dan vloek sy my. Ek en jy moet vanmôre so bietjie, vat jou calculator. En dan sê, wag, ek wil gou hier 'n som maak. Ek wil gou kyk, waar staan ek in seisoen 1? My verhouding met God. Waar staan ek in seisoen 2? My verhouding met my lewensmaat. Waar staan ek in seisoen 3? Met my kinders.
en my ouers. Want hier's ek, hier's my ouers, hier's my kinders. Waar staan ek met my ouers en my kinders? My skoonma bly by my. Dink sy 86, ek kan nou nie onthou nie. Sy het in 'n ou huisie, mooi woonstel gebly, in 'n ouete huis in Nigel, fantasties. Ek het gedink dis melk en heuning. Sy het gehuil elke dag. Sy het uitgeteer. Want ek het ook soos alle mense maar geglo, dis nie my verantwoordelikheid. Tot ek gesien het hoe sy agteruit gaan, en die Here sê, eer jou vader en jou moeder, en ek moes besef, nie Fransis nie, dis haar ma, ek moes besef, die hoof van my huis, ek kan haar nie daar los om te sterf, eensaam en alleen, in trane nie, ek moet iets doen, teen die sin van almal wat daar wou sit, ek moet iets doen. Hoe lyk jou verhouding met jou ouers? Want God sê in sy woord, hy sê, eer jou ouers, sodat jou dae verleng mag word. Nou die dag vertel 'n ou my van sy vrou se seun wat suip en drugs, en dan vloek hy as hy nie geld kry nie, en ek weet nie wat alles nie. En wat gaan gebeur? Ek sê hy gaan vroeg sterf, want die woord van God sê, as jy jou ouers vereer, gaan jou dae verleng mag word, maar as jy hulle nie eer nie, is die logika, gaan jy vroeg sterf, dalk baie wreed. Die woord sê nie so nie, ek sê. Wat is my volgende stap? My kleinkinders. Ek wil so graag hê, hulle moet goeie kinders wees. Ek wil hê hulle moet goed getroud raak. Ek wil hê hulle moet baie geld hê. Ek wil hê hulle moet mooi besittings hê op aarde. Ek wil hê hulle moet goeie maniere hê, hulle moet goeie werk hê. Al daai goed wat 'n oupa vir 'n kind kan begeer. Maar meer nog, 'n verhouding met 'n lewende God. En terwyl hulle begin so by graad 2 tot standaard 7 of 8, ek is nou nie seker. Hulle so orrelpypies tussenin. Leer oupa hulle die waardes van die woord van God. Sien hulle my op die TV, sien hulle my hoor hulle my op die radio, sien hulle my op die kansel. Adverteer ek nooit myself as dronk en besope en vloek en skree en slaan en spoeg. Nee, want ek is besig om hulle op te voed. Ek moet hulle opvoed na 'n volgende vlak toe. Die kleintjies, as ek sê, dis jou beurt om te bid, dankie vir 'n lekker dag, dankie vir speel en lag, dankie vir pappa en mamma, oupa en ouma, amen. Hulle is daar. Die volgende stap is nie dankie vir speel en lag nie, is nader aan God. Die volgende stap, tot daar nie meer 'n gebed gesê word nie, maar tot daar 'n gesprek gevoer word met 'n lewende God. Tot hulle die woord van God kan aanhaal. Here, die woord sê, weerstaan die duiwel. Ek wil die duiwel weerstaan. Die woord sê, deur die bloed van die lam en die woord van jou getuienis. Here, gee my getuienis, gee my seën my met die bloed van die lam, want dan kan ek dit doen. Moet jy groei. En so kan ek nou afgaan in die ry tot by die laagste vlak. Tot daar waar jy vir jou vyande moet bid. Ek sê altyd, ek bid vir my vyande, ek weet net nie altyd wat om te sê nie, want hulle maak my so ongelukkig. Veral as ek na ons land kyk, dan raak ek, nou lag ek, nou sê 'n ou nou die dag vir my, ja, my kerk en politiek pas nie in dieselfde geselskap nie. Ek sê, kom ek help jou reg. Jesus Christus hoort in elke geselskap. Hy hoort in geselskap met politiek, hy hoort in geselskap in die skool, hy hoort in geselskap met die petrolpryse, hy hoort in die geselskap, want alles gaan oor God, Yahweh, sy seun Jesus Christus
en die krag en die salwing van die Heilige Gees. Dis sommer so kantlyn aantekening. My liewe mens, watter vlak van aanbidding, van verhouding, ek moet julle dit vertel, ek ontmoet Francis, en nou as iemand my vra, waar het jy en Francis ontmoet, dan sê ek, man, ek het haar gekry 12 uur die nag op die hoek van die straat. Jesus, dan spring my skoonma so hoog. My kind, ek het by die oujaarsdag nagdiens uit die kerk uitgestap, die Presidentsoord NG Kerk in Springs. Ek en my vriende was daar, en ons het uit die kerk uitgestap, en toe ek uitstap, toe staan die oom en tannie wat saam met my gewerk het voor die kerk met hulle dogter, en die tannie sê, ek wil jou my dogter Francis voorstel. So ek het al 12 uur die nag op die hoek van die straat, die kerk is op die hoek van die straat, en ek het al daar ontmoet, maar dit vertel ek nie, ek sê, man, ek het daar op die hoek van die straat 12 uur die nag, het was so 11:15 ontmoet. En toe ek ontmoet, in die volgende oggend, 1 Januarie 1979, nee, ek is in 1980 dink. Toe ek wakker word, toe onthou ek net daai gesiggie voor my. Maar ek kan nie haar naam onthou nie, ek weet wat sy van, en ek bel dadelik my vriend en ek sê vir hom, hoor jy my vriend, daai tannie en oom wat saam ons werk, wat is hulle dogter se naam? Hy sê, hoor, dis maklik, joune is François, my tweede naam is François, en hare is Francis, jy haal net daai groot maag van jou uit, die O. Ek sê, maar waar werk sy? Volkskas Bank. Ek het 'n vriendin wat daar werk, ek bel haar onmiddellik, ek sê, Dina, Francis Wales. Sy sê, ja, die sit sy langs my, ek leer haar. Sy werk nou 3 weke hier. Nou daar het begin. Ek gaan nou nie verder vertel nie. Daar het begin. So werk dit met jou seisoene van groei. Jou eerste seisoen is, maak kennis. God, ek is Ben Loubser. U is God, Yahweh, die almagtige skepper van hemel en aarde. Ek wil u ontmoet, ek wil u ken. Jesus sê, vat my woord en leer my ken. My volgende stap, Francis, so begin 'n verhouding met God. En dan kom jy op 'n stadium waar ek nou vandag is, en dan vra God vir jou, wat is die volgende stap? Wat is jou beplanning vir the way forward, as ek daai uitdrukking kan gebruik? Kom ek lees vir jou, wat sê Jakobus 4, vers 7. Nee, ek is by verkeerde vers, sorry man. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie. Luister mooi, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie. God wil my na die volgende vlak toe vat. Hy het my eers van hom geleer. Die bloed, die kruis, die opstanding, die opvaar, die terugkom, die kom haal, die ewige lewe. En toe sê ek wil jou aan Francis voorstel. En toe sê hy, ek sien julle is so goed vir mekaar, en julle is so lief vir mekaar, ek wil vir julle kinders gee. En toe hy sien dat dit goed was, toe word my 4 kinders, 2 koppels, word toe 7. Want God het gesien dat dit goed was. Nou sê God vanmôre vir my en jou, hy sê, ek wil jou, wat nou by die braambos sit, na die volgende vlak toe vat. Maar ek kan nie, want jy's nog op melk. Jy wil op melk bly. Jy wil nie nader nie. Jy het tot bekering gekom. Jy het daar voor die kansel kom kniel. Ek hoop jy het agter iemand aangebid nie. Ek hoop jy het self gebid.
Gesê, Here, ek is 'n sondaar, vergewe my, was my in die bloed, ek wil die kind wees. Ek het dit aanvaar. Maar toe jy melk gedrink, jy het nie, 'n vrou bel my nou die dag, sy sê ek wil na jou, na Jesus se lig toe kom. Ek sê jy's baie meer as welkom. Sy sê, maar mag ek my kinders saambring? Ons praat die naweek van 'n gesin wat sê, ons was nog nooit in ons lewe in 'n kerk nie. Ons weet glad nie wat doen julle in 'n kerk nie. Ons weet glad nie wie Jesus is en God, en ons het nie so groot geword nie. Hulle is op melk. Jy kan nie vir hulle vleis gee nie, hulle gaan verstik. Ek het julle op melk gevoed, nie op vaste vleis, nie vleis en brood en steaks, want julle was nog nie daartoe in staat nie. En julle is nou nog nie daartoe in staat nie. Dis 'n aanklag. Dis 'n aanklag wat sê, vanmôre vir my en vir jou vra, waar is jy? Ek is die hoofouderling. Ja, ek is die pastoor. Ja, ek is die dominee. Ja, ek is bly. Ek is die koster, ek is die karwag, ek is die deurwagter, ek is die musikant, ek is... Man, die goed wat ons doen, is baie keer dink ons is so lofwaardig. Dis 'n mooi uitdrukking, Willie Botha sing hy lied. Die goed wat ek dink, wat ek doen, is tog so lofwaardig. Jy kan op die kansel staan en nog verslaaf wees aan melk. Jy kan in die hoofouderlingsstoel sit en nog verslaaf wees aan melk. Wanneer gaan ek en jy na die volgende vlak toe beweeg? Nee, dis nie Jesus se skuld nie. Hy sê, ek klop, en as jy oopmaak, sal ek ingaan. Ons maak nie oop nie. Ons laat hom nie toe in ons binnekring nie. Hy's daar in die kas, daar hang 'n mooi baadjie, ek het so 'n pragtige blou baadjie met 'n Unisa badge op. As ek hom aantrek, dan voel ek soos 'n Unisa student. As ek my swart baadjie aantrek, dan voel ek soos 'n pastoor. As die predikant sy toga omhang, ek wou baie graag 'n toga gehad het toe ek 'n kind was. Ek wou baie graag 'n dominee gewees het vir daai toga. Toe sê die Here, nee, ek gaan jou iets maak waar jy nooit 'n toga hoef te dra nie, want dit gaan vir jou oor die toga. Ek is 'n kind van God, want ek het 'n toga aan. Ek het 'n baadjie aan. Ek staan op 'n kansel. Nee, 1000 maal nee. Jy's 'n kind van God as jy 'n wedergebore Christen is. Jy gaan van stap 1 na stap 2. Ek is amper 70. Ek het nog 5 stappe om te gaan. Die laaste stap gaan wees as die grafte oopskeer en ek ontmoet Jesus in die lig. Watter stap is jy? Watter seisoen is jy? Ek moet hierdie tyd oploop, want die tyd vang my altyd. Watter seisoen is jy, my liewe mens? God sê, ek kan nie vir die Christene van Suid-Afrika vaste stof gee nie, want julle bly babies. Ek dink as 'n kerk toe gaan en so af en toe 'n R5 in die mandjie gooi en so knit one, skip 3, 3 weke by die huis en dan 1 Sondag 'n maand. Maak net seker dis nagmaaloggend, ons laat ons 2 vleie met 1 klap. Ek is gereed om voor God te staan. Jy is nie, jy's nog op melk. Wat is jou beplanning vir jou volgende seisoen? Waar is jy in die hiërargie op pad na Jesus toe? God eerste, vrou tweede, kinders, ouers, kleinkinders. Waar staan ek en jy vandag? Nou, op hierdie oomblik. Nie wat se titel jy het nie. Ek het nou die dag, en jy kan gaan kyk, as jy deel is van Jesus by die Brambos, dan kry jy al my woord op WhatsApp. Ek het nou die dag, het die Here met ons gepraat oor bekeerd, geestelik, liggaamlik bekeerd. Ek rook nie, drink nie, vloek nie, slaap nie, rond nie, kyk nie, porno nie, dans nie, dan is jy liggaamlik bekeerd. Maar is ek en jy al geestelik bekeerd? Streef ek na heiligmaking?
Het ek die goed gedoen wat die woord van God uitdruklik sê ek moet doen? Streef ek na heiligmaking? Leef ek elke oomblik van my lewe, elke oomblik van die dag, asof dit my laaste oomblik is? Ek streef na my volgende seisoen. Here, wat is my volgende seisoen? As ek nog op Nelk is, ek wil 'n bietjie vaste stof, vaste spys toe gaan. Ek wil 'n bietjie meer doen as net om te sê ek is 'n Christen. Ek wil nou begin sê ek is 'n wedergebore kind van God. As ek 'n wedergebore kind van God is, wil ek tog 'n disipel wees. As ek 'n disipel is, wil ek tog asseblief 'n disipel begin maak. Wat 'n stap is jy? Gee my jou hand. Gee my jou hand. Here, ons is nog op melk. Terwyl die woord van God sê by nou moes ons al almal op vaste stof gewees. By nou moes ons al almal disipels gewees het. Ons sukkel nog om oor die eerste hindernis te kom, net om 'n verhouding met God te hê, met Jesus Christus deur die krag van die Heilige Gees. Here, red ons uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes, die eie ek. Ek is so goed. Net God is goed in Jesus naam. Amen. My liewe mens, wat 'n stap is jy? My nommer is 072 577 1196. Baie dankie vir elke gebed. Ons het dit baie nodig. Baie dankie vir elkeen wat finansiëel bydra. Ons het dit baie nodig. Baie dankie vir elkeen wat saam ons intree. Baie dankie vir elkeen wat vir ons terugantwoord op ons WhatsApp, die nommer wat ek gegee het, deel word. Baie dankie vir elkeen wat deel is van Jesus by die Braambos, wat al my woord ontvang op WhatsApp, en so af en toe van die jong pastore gaan ook op daai wall. Baie dankie. Die Here seën jou, behoed en bewaar jou, gee jou die vrede wat net God kan. Baie liefde, Benne Francis Loubser. Ons gemeente is Jesus is lig in Eastvale Springs. Amen.